'n hartlike goeie dag en baie welkom by ons interkerklike erediens. Genade vir jou en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here. Baie welkom by ons reeks wat ek noem die storie agter die storie. En hierdie reeks gaan allegories oor die storie agter die Hoogliedstorie. En hierdie is die 4de boodskap. Ons is besig by Hooglied hoofstuk 1. In die Hebreëus word dit vertaal as die hoogste lied van Salomo. Maar voordat ons begin, wil ek net eers baie dankie sê vir u wat ons boeke bestel het. Vandat ons bekend gemaak het dat ons boeke herdruk is en weer beskikbaar is, het die bestellings nou regtig letterlik ingestroom. Baie dankie aan u, ons waardeer dit. En aan u wat nie weet van ons boeke nie, aan die einde van hierdie boodskap, sal ons weer die boeke aan u bekendstel. Hooglied. Hooglied beskryf binnekamer taal, binnekamer liefdespassie. En hierdie Hoogliedreeks beoog om bonatuurlike liefdesterapie te wees vir 'n moe siel. Die Joodse geskiedskrywer sê dat Hooglied, it is the holy of holies. En ek vertrou dat in ons besige programme met al die druk van buite af, ons vir die volgende 25 minute net kan rustig word en stil word en die bruidskamer taal van ons Vader sal geniet. Hooglied roep ons tot honeymoon liefde, tot honeymoon passie in ons gees, waar ons een is met die Here Jesus Christus. Ons weet mos dat in honeymoon tyd wil lovers niks met niemand anders te doen hê nie. Hulle wil net alleen wees met mekaar. En dit is wat Hooglied vir ons wil sê. Het gaan oor binnekamer liefde met die Here. Daardie honeymoon tyd, daardie eerste liefde tyd, waar hy alleen tye met ons soek, net ons vir hom wil hê, sonder al die ander uiterlike goed, wat ons baie keer so besig hou. En daarom roep die profeet ook uit in Jeremia 2 vers 2, waar die Here sê, Thus says the Lord, I remember the devotion of your youth, your love as a bride. En die Here sê, hy onthou daardie tye met hom. Daardie honeymoon tyd wat ons met hom gehad het, ons eerste liefde tyd met hom, waar dit net hy was in my hart. En hy sê, hy verlang weer daarna, waar ons liefde vir hom is, soos the love of a bride. Hooglied is 'n melodie van liefde. Hooglied is Heilige Gees geïnspireerde, romantiese liefde. Dis 'n liefdeslied. En dit wys vir ons hoe die Here is. En dit wys vir ons dat die Here eintlik heel anders is, as wat ons godsdiens hom aan ons voorgestel het. Wie sou nou ooit kon dink dat God sing? Toe ek dit vir die eerste keer gehoor het ek gedink dis godslasterlik om te sê God sing. Want ons het gedink, God sit net die hele tyd op sy troon, watching from a distance, gereed om straf uit te deel. Maar tog, in die evangelies na die nagmaal voor die kruisiging van Jesus lees ons dat Jesus en sy disippels het lofsange gesing. Nou, die Geneva Bybelvertaling in Matteus 26 vers 13 sê, Jesus en sy disippels het 'n psalm gesing. Gewoonlik sing hulle Psalm 113 tot 119 in daardie tyd van die jaar. So Jesus het gesing. Hebreërs 2 vers 12 sê, Jesus sing in die gemeente. Romeine 15 vers 9 sê, Jesus sing psalms aan sy Vader. En Sefanja 3 vers 17 sê, The Lord will rejoice over thee with joy. He will joy over thee with singing. Die Message vertaal dit so, He will calm you with his love, and he will delight you with his songs. Wow, daarom Hooglied is 'n lied wat deur God geïnspireer is, die hoogste lied, the most excellent of songs, want dis geïnspireer deur die Heilige Gees, to calm us with his love and delight in us with singing love songs over us. Daarom sê die Hebreëus, die Hooglied van Salomo is die hoogste lied, the most excellent of all songs. En Hooglied skok ons eintlik wanneer ons sien wat die Here eintlik oor ons wil sing. En ons gaan nog by al hierdie goed kom in hierdie reeks. Daarom is dit so belangrik dat ek en jy sal kom in hierdie tyd
in hierdie reeks en onsself net kom verloor in Hooglied. Want die Here wil homself aan ons kom openbaar wanneer ons Hooglied bestudeer. Ons is weer by die Passion parafrase in hoofstuk 1 vanaf vers 1 tot 4, waar hierdie Sulamitiese vrou se verlange na haar lover koning veroorsaak dat sy uitroep na hom toe. Kom ons lees. Let him smother me with kisses, his spirit kiss divine. So kind are your caresses, I drink them in like the sweetest wine. Your presence releases a fragrance so pleasing, over and over poured out, for your lovely name is flowing oil. U naam is 'n salwing oor ons. En dan sê sy, no wonder the brides to be adore you. Dis in meervoudsvorm, die bruid van Christus, ons wat deur hom rein gemaak is, soos heilige maagde. Sy roep hier uit, sy sê, no wonder the brides to be adore you. En dan sê sy, draw me into your heart. We will run away together into the king's cloud-filled chamber. Nou daardie cloud-filled chamber, laat my baie keer dink aan die allerheiligste, waar die teofanie of die godsverskyning, waar God se teenwoordigheid in die allerheiligste op die ark van die versoening, op die versoendeksel was dit soos 'n wolk wat daar gehang het. En hier sê sy, we will run away together into the king's cloud-filled chamber. Asof sy wil sê, ons gaan inhardloop waar hy is, in sy allerheiligste. And we will remember your love, sê sy, rejoicing and delighting in you, celebrating your every kiss as better than wine. En hierdie Sulamitiese vrou se verlange na haar lover koning het tot gevolg dat sy uitroep na hom. Daarom, Hooglied is deur die Heilige Gees geïnspireer om God se lovershart vir ons te ontbloot, sodat ons na hom toe wil uitroep as ons sien hoe hy na ons roep. Hooglied is die draaiboek van God se hinkering na ons, om in 'n liefdesverhouding met ons te wees. As God na ons kyk, as God na jou kyk, het hy net liefde in gedagte. Nie bloot net om jou lief te hê nie, maar om jou in te trek in sy liefde, sodat jy as ware daardie liefde word in alles wat jy is, en alles wat jy doen. 'n liefdesslaaf van Jesus Christus, gearresteer, nie bloot net om 'n toeskouer te wees nie, maar om betrokke te wees in daardie liefde. En reg deur die Bybel het God sy liefdesintensies met sy mense bekend gemaak. En dis nie net 'n liefde om te red nie, maar 'n liefde soos 'n hemelse bruidegom vir sy aardse bruid. Ek gaan vir u van hierdie intensies lees. Dis oral soos liefdesnotaatjies in die Bybel weggesteek, en dit laat my baie keer dink aan my vrou Heila wanneer ek wegpreek. Dan sal sy in my tas oral sulke liefdesnotaatjies los tussen my klere, net om my te herinner daardie hints wat sy los van haar liefde vir my. En die Bybel is ook vol sulke hints, sulke liefdesnotaatjies. Ek gaan vir u so 2 of 3 van dit lees, want dit is beautiful. Jesaja 54 vers 6. For thy maker is thine husband. The Lord of hosts is his name. For the Lord hath called thee as a wife, forsaken and grieved in spirit. En dan in Hosea 2 vers 19 sê die Here, and I will take you as my wife forever. Wow. And I will take you as a wife for myself in righteousness and in justice, in steadfast love and in mercy. I will take you as my wife. Literally, I will take you as a wife to me. I will take you as my wife in faithfulness, and you will know Yahweh. En dan Efesiërs 1 sê die Passion parafrase, and through the revelation of the Anointed One, he unveiled his hidden mystery of his long-range plan, which he was delighted to implement from the very beginning of time. En ons weet, wat is hierdie hidden mystery, his long-range plan, which he was delighted to implement, om huweliksliefde met ons te beleef, een gees wees met die Here. En dan sê hy in Efesiërs 1 vers 14, he is given to us like an engagement ring is given to a bride, wow, as the first installment of what is coming. Kan ek dit weer vir julle lees? Dis in die Passion parafrase. Hy sê, he is given, Christ is given to us, like an engagement ring is given to a bride,
as the first installment of what is coming. What is coming? Wow, ons lees daarvan in Openbaring 19 vers 7. Hy sê, laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee. Want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haarself gereed gemaak. Die bruilof van die lam is coming en die tyd is naby. En hy sê, sy vrou het haar gereed gemaak. Gereed gemaak vir wat? Die grootste bruilof van alle tye, waaroor almal gaan praat tot in alle ewigheid. Die bruilof van die lam met die aardse bruid. En Paulus sê, die huwelik tussen 'n man en 'n vrou spreek van hierdie verborgenheid, hierdie een wees met die Here. Dis 'n tipe van Jesus en sy gemeente. Daarom, en ek sê dit met die grootste liefde, dat verhoudings met dieselfde geslag deur die Here veroordeel word, want dit verkrag die boodskap van die bruilof van die lam met sy aardse bruid. Die Bybel begin in Genesis met 'n huwelik. God vat 'n deel van Adam se liggaam, skep vir Adam 'n bruid uit 'n stuk van sy liggaam en gee aan daardie gedeelte van sy liggaam terug aan Adam as 'n bruid. En dit wat Adam se liggaam was, word teruggegee aan hom as sy bruid. Luister, en hier lê die misterie, die openbaring. Net dit wat uit Adam uit voorkom, dit wat deel was van sy liggaam, kan teruggegee word aan Adam as sy bruid. Net so ook met Christus. Die Bybel eind met 'n huwelik in die boek van Openbaring. Net soos dit begin met 'n huwelik tussen Adam en Eva. Maar die huwelik aan die eind van tyd in die boek Openbaring gaan oor Christus en sy aardse bruid. Net soos met Adam, net dit wat uit Christus wedergebore word, net dit wat sy liggaam op aarde is, kan teruggegee word aan hom as sy bruid. En Openbaring sê, sy vrou het haar gereed gemaak vir hierdie bruilof. En dis waarom ek en jy op aarde is, om ons gereed te maak vir die bruilof. Ons is op aarde om hom net so goed te kan ken en mag ken as wat hy ons ken. Dink daaraan. Maar hier is soveel stemme om ons wat ons wil wegroep hiervan. Soveel dinge wat ons liefde soek, wat ons aandag soek, wat ons liefde wil verdeel. Soveel dinge wat die hele idee van Christus en sy bruid verkrag. In 1 Korintiërs 1 vers 9 is hierdie awesome teksvers waar hy sê, God is getrou, deur wie julle geroep is tot die gemeenskap met sy seun, Jesus Christus, ons Here. En die woordjie in Grieks om te roep is om hard te roep, om dringend te roep, om te roep met 'n motief daarachter, 'n rede, dis 'n uitnodigingsroep, 'n harde geroep. En wat is hierdie harde, dringende geroep? Die Grieks sê na gemeenskap. Die Grieks noem dit koinonia. Wat beteken koinonia? Intercourse, intimacy, joint participation, waar hy die fisiese eenwording, een vlees word tussen man en vrou gebruik, as 'n tipe om hierdie spiritual intercourse tussen Christus en sy aardse bruid te beskryf, daai een wees met die Here. En hy sê, hy roep ons dringend, hy roep ons hart, 'n uitnodiging, om te kom deel word, om te kom joint participate, in een wees, met daai intimasie met hom. En dis nie 'n roep om salig te word nie, hy roep na hulle wat klaar salig is, en sê, hy roep ons tot liefdes, intimiteit, joint participation. Die belangrikste roeping van enige gelowige is nie die roep na werke nie, maar na geestelike eenwees, na intimasie. Die Here roep dringend aan jou sê, en hy hou nooit oproep nie. En hy roep die hele tyd agter ons aan, die hele tyd, en soms kom ons agter, as ons skielik in ons verlange hart kry om te bid, of met hom te praat, of net Bybel te lees. Dis daai roepe in ons die hele tyd, waar hy roep na ons, na gemeenskap, en hy sal nooit ophou roep nie, hoef nooit bekommerd te wees nie, hy sal ander roep. En as jy bekommerd is oor jou kinders, hy sal ander roep na hulle ook, waar hulle ook al is, na intimasie met hom. Daardie geroep stop nooit. En soos hierdie Sulamitiese vrou roep na haar lover in Hooglied, so wil die Here ook hê moet ons na hom roep, wanneer ons bewus word van sy liefde. Ons praat van Matteus 28 vers 19, waar hy sê, gaan maak disippels as die groot opdrag. Asof dit die grootste opdrag is. En Jesus het nooit gesê, of nergens in die skrif staan, dat Matteus 28 vers 19, sielewen die groot opdrag is nie. Maar hy het wel gesê, die grootste is die liefde. Die grootste opdrag is, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart,
met jou hele siel, met jou hele verstand. Dis waarna hy ons roep, na hom toe. Die genade van die nuwe verbond gaan nie oor ons getrouheid nie, maar oor God se. Daarom sê in 1 Korintiërs, God is getrou, hy roep en hy bly roep en hy sal nooit ontrou word om te roep na ons vir intimiteit nie. Maar wanneer hy bly roep, gebeur daar iets. Wanneer ek nader kom vir intimiteit, wanneer ek op hom verlief word, dan wil ek getrou wees. Ek het nie meer 'n wet nodig nie, dan wil ek verlief wees. Ek weet nie van enige iemand wat hals oor kop verlief is, wat in daai tyd ontrou raak aan die een op wie hulle verlief is nie. Dis eers as daardie verliefdheid begin wegkwyn, dat ontrouheid wel kan inkom. En daarom roep die Here ons na daai intimiteit, daardie eerste liefde. Want wanneer ons verlief is op die Here, wil ons getrou wees teenoor hom. Ons wil getrou wees in wat ons dink en wat ons sê en wat ons doen. En daarom wat jy dink en sê en doen, dit wys waar ons hart is. En as die liefde nie daar is nie, dan gaan soek ek 'n wet wat my gaan verplig. Maar die wet is steriel, dis koud, dis letters op klip. Dit bring nie vrug voor nie. En dit wek vrees op, oordeel. En jy kan nie lief hê wie jy vrees nie. Hy sê in 1 Korintiërs 1 vers 9, God is getrou om te bly roep na jou. God is getrou aan jou. Dink so 'n bietjie daaraan, hoe voel dit? God is getrou aan jou. En hy is getrou om altyd na jou te roep, altyd na jou te verlang. Om altyd hard en dringend na jou te bly roep vir liefde. Want ek en jy, ons is gemaak vir liefdesintimiteit met die koning. En die gebrek daaraan laat ons leeg, maak ons moeg, ons raak neerslagtig en swaarmoedig en ons brand uit. Ek en jy kan 'n droomhuisie by die see en daar gaan woon en as ons daar kom, agterkom ons is nog steeds eensaam, ons soek nog steeds na iets, ons is nog steeds sielsongelukkig. En ons kan selfs by ons, in ons mooiste drome, mooiste huisies, waar ook al, nog steeds sukkel met swaarmoedigheid en verwerping en skuldgevoelens en eensaamheid. Bruidsliefde. Ons is geroep vir dit. Want dis die rede vir die lewe. Jy is gemaak vir fellowship met Christus, om een gees wees met hom te wees. Christus intimiteit, geestelike romanse. In sy hele wese is dit wat Christendom eintlik is. En in God se hart is daar altyd hierdie verlange na liefdesintimiteit met ons. Die Here verlang na ons. En hy wys dit vir ons met al die liefdesnootjies wat oral in die Bybel lê. En daarom wil hy dit moet ook so by ons wees. En in Openbaring 22 vers 17, die 5de laaste teksvers in ons Bybel, staan geskryf. En die Gees en die bruid roep uit en sê, kom Here, kom tog asseblief gou. En die vers sê, hierdie bruid wat so roep, jy kan gaan lees daar, Openbaring 22 vers 17, veroorsaak dat die ander wat haar geroep hoor, ook begin roep, kom Here. En dis waarom ek sê, as ons so verlief is op Christus, gaan ander ook wil nader kom. Die kerk het nie beter programme of beter predikers of 'n nuwe profeet nodig nie, maar gelowiges wat verlief is op die Here. Wie van u onthou nog daardie eerste soen met die man of vrou waarmee jy nou getroud is? Kan jy dit nog onthou? Ek kan. En die Here sê in Jeremia 2 vers 2, hy sê, I remember the devotion of your youth, your love as a bride. Die Here sê, hy kan dit nie vergeet nie, hy bly dink aan, daai eerste kus met hom, daai waar jy jou hart op hom verloor het, en hy verlang daarna, en daarom sê 1 Korintiërs 1:9, hy roep ons weer terug daarna. En hierdie Sulamitiese vrou in Hooglied roep en sê, let him smother me with kisses, his spirit kiss divine. Hierdie vrou vra nie die koning om haar krag te gee, om haar posisie te gee, om haar gawes te gee nie. Sy vra net een ding, dat hy haar sal kus. Liefde met Jesus is belangriker as enigiets anders. En die grootste tool van die duiwel is wanneer ons verveeld raak in ons Christendom. Wanneer ons verveeld raak met die manier waarop ons saam met die Here is. Dan word Christendom roetine, dit word plig, of ek is 'n Christen omdat ek bang is vir die hel. Maar romanse, daai eerste liefde met die Here, breek daai verveeldheid. En die Salomitiese vrou sê, u liefde is beter as wyn. Sy verlang met ander woorde na hom, nie na wat hy haar kan gee, of na sy gawes nie. Want die openbaring van Christus wek daardie liefde op vir hom. En daarom sê sy, u liefde is beter as wyn, beteken geen substitute in u plek. Wyn het hierdie bedwelmende invloed, maar die liefde van Christus
oortref ook daardie gevoel. Sy sê eintlik hier, niks kan haar lover se plek inneem nie. Geen plesier op aarde kan hierdie liefdesintimiteit vervang nie. Jy sien, die gevaar van Christendom is dat dit kan maklik vorm godsdiens word. Plig, routine, waar ons net deur die rituele gaan, waar ons net bid in die oggend of in die aand, wanneer dit ook al 'n gewoonte geword het, sonder om te dink waarmee ons besig is, waar ons verveeld raak, sonder hart, waar Christendom net 'n sondaggeleentheid word. En dit is ongelukkig so vir baie mense. Sien, die lewe daar buite het nie baie hart nie, soek die hele tyd performance. And success is the name of the game. En in hierdie ratreis wat ons die lewe noem, verloor ons baie kere voeling met die diepste behoefte van ons menslike hart, daardie liefdesintimiteit met Christus. En beraders se spreekkamers is vol van mense wat kontak verloor het met hulle harte, wat onvoltooid voel. Die lewe is koud, dit verswore mens so maklik, en daarom nooi die koning ons na sy binnekamer, daar waar lewe is, daar waar oorvloed is, daar waar heerlikheid is, daar waar rus is, daar waar liefde en aanvaarding en vrymaking is. Soos hierdie Sulamitiese vrou, moet ons uitroep, kom kus my Here, en die Here gaan dit nie weerstaan nie, hy gaan dit doen. Die avontuur van liefdesintimiteit met hom, verfris ons, en dit genees so baie dinge, want die hart van die mens kan net bevredig word, deur liefdesintimiteit. Ons lewens word maklik dodelike roetine van 8 tot 5, maar hier binne rebelleer ons harte, dis rusteloos, want dit kan net rus in hierdie liefdesintimiteit met Christus, totdat hy ons kom kus met die kusse van sy vurige liefde, en ons een wees met hom aan ons kom openbaar, tot dan sal ons rusteloos soek, en nie weet waarna ons soek nie. Dis eers wanneer ons by hom kom rus, wat ons die doel van die lewe verstaan. En ek sluit af Hooglied 1 vers 4, waar sy roep en sê, die koning het my in sy binnekamers ingebring. Die Hebreëus sê, dis 'n kamer binne 'n kamer, dis 'n vertrek binne 'n vertrek. In die Ou Testamentiese tempel was dit die allerheiligste genoem, 'n vertrek binne 'n vertrek, the innermost inward part. En dis wat hierdie vrou sê, die koning het my ingetrek in sy innermost inward parts. God het daar gewoon, daar in die innermost inward part, in die tempel, daar in die allerheiligste, wanneer die hoëpriester daar ingaan, dis soos 'n wolk wat die hoëpriester kon sien, en dis waarom sy ook roep, hierso, his cloud-filled chamber, sy het my ingebring in sy allerheiligste. Waarheen wil die koning jou vandag vat? The innermost inward part, die allerheiligste, waar die wolk van heerlikheid wag. Maar die Joodse tempel met sy allerheiligste bestaan nie meer. Ja, dit bestaan nie, want God woon nie meer in tempels wat met hande gemaak is nie. God het 'n nuwe tempel vir hom op aarde laat maak. Jy, binne in jou innermost inward part, daar waar jou wedergebore gees is, die ware jy, dit is God se allerheiligste op aarde, daar binne in jou. God woon in jou. Die wolk van sy godsverskyning is in jou, sy heerlikheid, Christ in you, the hope of glory. En hy roep jou na hierdie geestelike intimiteit in jou allerheiligste. Die enigste heilige plek op aarde, die enigste heilige plek wat daar is op aarde, is binne in jou innermost inward place, jou gees, daar waar hy en jy een is. En Hooglied gaan oor jou holy of holies. En Hooglied 1 vers 11 sê, ons sal vir u goue kettingkies maak. Dis asof dit die drie-eenheid is wat hier met ons praat. Ons sal vir u goue kettingkies maak met silwerknoppe. Die koning probeer hierdie vrou oorwen na hom deur haar te vertel hoe hy haar gaan bederf. Hy charm haar met beloftes en met gawes. Jy sien, ons aardse liggaam verweer met tyd. Hierdie uiterlike tentwoning, dis verganklik en dit word vol skete. Maar binne in jou is dit altyd dieselfde. Christus sing in jou, hy bedien jou met liefde en hy gee aan jou gawes. En dan soms, dan breek die heerlikheid daarvan deur, vanuit jou geestelike innermost being, breek daai heerlikheid deur in jou liggaam in die vorm van
genesing, in die vorm van geestelike gawes, of in die vorm van die dooping met die Heilige Gees, waar ek begin spreek in ander tale, hierdie liefdestale. Party mense sê talespraak het opgehou. Hoe kan dit terwyl liefde oorloop vanuit my innermost holy place? Ek wil vandag vir jou sê, verwag hom daar in jou, en verwag sy liefde. Kom ons bid net saam. Wonderlike Hemelse Vader, dankie Here vir hierdie boodskap. Ek wil kom sit en my verloor in Hooglied liefde. Ek wil my verloor in U, Here. Dankie dat U sing oor my vanoggend. Love songs. Here, dankie dat U in my sing. Dankie dat U hier binne in my een gees, en U roep my, U trek my die hele tyd in na my innermost holy place, hier in my gees, waar ek U bediening in my ervaar, U liefde, U aanvaarding, U sielerus, U gees wat net hier binne die hele tyd werk met my. Ek gee my oor daarvoor. Ek roep, soos hierdie Sulamitiese vrou, let him kiss me with his kisses divine. Trek my in my innerlike mens, daar waar U een is met my, dat ek U sien, dat ek U beleef, in Jesus naam. Ek kom rus in U, Here. Dankie dat U my nou bedien met liefde, en dat liefde borrel, en dat ek geweek word daarin, en ek voel geliefd. O Here, U is wonderlik. En nou wil ek terug sing, ek wil liefdesliedere sing, ek wil U bedien, o Here. Word verheerlik in my lewe. Amen. Die Here seën U, en ek gaan nou net hier van my boeke weer plaas, vir U wat nog belangstel. Lekker om saam met jou te kuier.